Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, deur die genade van Jesus en deur die werk van die Gees, is ek daarvan oortuig dat U my in die samelewing wil gebruik. En ek is nie bevoeg nie, Here, maar ek is beskikbaar. En ek weet nie, Here, maar ek wil weet. Rus my deur U Gees toe. Gebruik my terwyl ek beskikbaar is in my ampt as gelowige op die markplein. Dankie, Here, dat U van hierdie oomblik af die leiersels van my lewe neem en ek sal gaan waar U my lei. In Jesus naam. Amen. Ek wil, as jy jou Bybel by jou het, sommer net na Exodus toe blaai en saam met my die tekste lees. Daar's 'n hele klomp. Almal gaan maar oor die lewe wat in Egipte gebeur het, vers 13, 1 vers 13 en 14. Die Egiptenaars het slawe gemaak van die Israeliete en die lewe vir hulle bitter gemaak deur die swaar werk met klei en bakstene en deur allerhande werk in die land. Hulle moes onder dwang al die slawewerk vir Egipte doen. En dan 2 vers 23 tot 25. Ekskuus dan, kry ek dit lekker nie. Die jare het verbygegaan en die koning van Egipte het te sterwe gekom, maar die Israeliete het nog steeds gesug en gekreun onder die swaar werk. Hulle geroep om hulp het tot God opgegaan. God het hulle gekerm gehoor en aan sy verbond met Abraham, Isak en Jakob gedink. Hy het die nood van die Israeliete gesien en dit ter harte geneem. En dan 3 vers 7 tot 10. Daarna sê die Here, ek het die ellende van my volk in Egipte duidelik gesien en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor. Ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egipte te bevry en om hulle daarvandaan te laat weg of te laat trek na 'n goeie en 'n uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing. Dit is die land van die Kanaaniete, Hetiete, Amoriete, Feresiete, Jewiete en Jebusiete. Die noodkrete van die Israeliete het my bereik en ek het ook aanskou hoe Egipte hulle verdruk. En dan hoofstuk 5 vers 6 tot 9. As julle dalk daar saam met my kan kyk. Dieselfde dag nog het die Farao die slawedrywers van die volk en hulle opsigters beveel: julle mag nie meer soos vroeër vir die volk strooi gee om bakstene mee te maak nie. Laat hulle self gaan strooi bymekaar maak en julle moet van hulle dieselfde hoeveelheid stene as tevore bly eis. Julle mag niks verminder nie. Hulle is net lui, daarom hou hulle aan met meel. Ons wil vir ons God gaan offer. Die werk moet vir die manne so swaar wees en hulle so besig hou dat hulle nie hulle ore uitleen vir allerhande leuns nie. En dan 6 vers 3 tot 6 en 8. Tog het ek my verbond met hulle gemaak, naamlik om die land Kanaan aan hulle te gee, 'n land waarvan hulle nie burgers was nie. Ek het die gekerm van die Israeliete wat deur Egipte verkneg word duidelik gehoor en ek het aan my verbond gedink. Daarom moet jy vir die Israeliete sê, ek is die Here. Ek sal julle van die dwangarbeid van Egipte bevry. Ek sal julle van die verknegting verlos. Ek sal julle vrymaak met mag en met groot reddingsdade. Ek neem julle aan as my volk en ek sal julle God wees. Dan sal julle besef dat ek die Here, julle God is, wat julle van die dwangarbeid van Egipte bevry het. En vers 8,
Dit het Moses toe aan die Israeliete vertel, maar in hulle moedeloosheid oor die harde werk het hulle nie na hom geluister nie. En dan 14 vers 11 en 12, nog 2 teksgedeeltes, as ons klaar. Ons 'n mooi storie eintlik hierdie. 14 vers 11 en 12. Hulle het vir Moses gesê, is daar nie 'n begraafplek in Egipte nie, dat jy ons saamsleep om in die woestyn te sterwe? Wat jy ons aangedoen het, wat het jy ons aangedoen dat jy ons uit Egipte laat trek het? Ons het jou mos in Egipte gesê om ons te laat staan, dat ons vir die Egiptenaars werk. Dit is vir ons beter om vir hulle te werk, as om hier in die woestyn om te kom. Maar Moses het die volk geantwoord, moenie bang wees nie. Staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En dan 16 vers 1 tot 3. Nadat hulle Elim verlaat het, het die hele volk Israel in die Sinaï woestyn aangekom wat tussen Elim en Sinaï lê. Dit was op die 15de van die 2de maand nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos hê om te eet. Nou het hulle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Ek dink daar's 3 situasies wat ons hier raak lees. En die eerste ene is daai vasgevang in die steengroewe van Egipte. Die tweede ene is sukkelend en sigtend in die woestyn. En die derde een is die oorvloed wat Kanaan dan bied. Met die tema, waar staan jy? Gaan ons in hierdie week baie mooi kyk en gaan ons voorraadopname maak en gaan elkeen in homself kyk. Waar presies is jy? Ons gaan dit mooi probeer verduidelik. Ons is nie hier om skuldiges te soek of om mense of mekaar te beskuldig nie. Ons is eintlik hier so om hande te vat en te sê, maar kom ons gaan kyk in God se woord, elkeen by homself, elkeen eerlik voor die Here, elkeen kyk wat se groei is in my lewe. Op die blaadjie wat ons by die deur gekry het, staan daar, as jou godsdiens jou nie verander het nie, is dit miskien tyd om jou godsdiens te verander. Want die Christelike geloof verander jou lewe. Die inwoning van die Heilige Gees verander jou lewe. So wanneer jy na jouself kyk en jy besef maar ek is nog die hele tyd dieselfde, niks het in my lewe eintlik verander nie, dan is jy dalk nie met die regte geloof besig nie. Ek wil vir jou sê en vra, as jy dan verander het, hoe lyk jou lewe nou? En hoe het dit gelyk? Verander jy nog steeds? En is jy steeds besig om te groei? Want die wet van die natuur sê vir ons, dat as jy nie groei nie, beteken dit eintlik, jy is mos dood. En as jy dood is, beteken dit daar gaan verrotting gebeur. En as daar verrotting gebeur, beteken dit, daar gaan ook 'n reuk saam met dit. En almal wat rondom jou is, hoor dit, sien dit, maar sien jy dit? Is jy daarvan bewus? As ons dit wat ons gelees het vat, en ons probeer dit eintlik so 'n bietjie uitmekaar uittrek, dan sien ons heel eerste die mense wat in Egipte geleef het,
staan onder hierdie slawe dwang, slawe arbeid, vasgevang in die steengroewe, met 'n slawe juk, 7 dae 'n week, oggend, middag, aand, en dan lees ons mos, dis nog erger gemaak, wat gesê het, hulle is net lui, hier in Egipte. En dan sien ons ook hoe ons partykeer in die Egipte van ons lewe, van sonde, vasgevang is, dag en nag. Ons raak later aan so gewoond aan dit, dat dit amper vir ons voel, maar dis normaal. En dan is daar 'n tweede faset wat bykom. Mense wat die stem van God hoor, mense wat bewus raak daarvan dat die Farao hulle eintlik oorheers, en dan as God die uitnodiging gee, dan smeer hulle die bloed aan die kusyne en dan trek hulle saam. Want hulle wil graag bevry word. Want God het gesê, daar's 'n beter land, daar's 'n ander land. En toe hulle gehoor het van die Kanaan, van 'n land van 'n ewige lewe, dan smeer hulle die bloed aan hulle harte, en hulle die roepstem gehoor, maar hulle sit vandag nog binne in die woestyn, vasgevang. As 'n derde groep, die wat aanhou deur die woestyn en uiteindelik in Kanaan aangekom het. Wat Egipte en die woestyn gebruik as 'n verwysing om te weet hoe getrou God is, hoe dankbaar hulle is, en wat 'n vreugde vir hulle in hierdie land is. Die heerlikheid van 'n persoonlike verhouding, die heerlikheid om die Here te ken, en om in die land wat God vir sy kinders beloof het, te wees. Waar is ek en jy op hierdie stadium in ons lewe? Is ons dalk in Egipte besig met die slawerny van sonde, waaruit ons nie kan loskom nie, waaruit ons nie kan uitkom nie? Is ons dalk in die woestyn? Is ons dalk daar besig om te murmureer, te kla? Of is ons dalk in Kanaan, wat God in gedagte het? Wanneer ons met ons tema besig is, uitgedaag om te word en te wees wie God vir jou droom. Is dit waar ons is? Die wat in die woestyn bly, gaan dit nie maak nie. En die wat in Egipte is, gaan hulle opinie moet verander en daar uitkom. Die mense wat in Egipte is so tevrede onder die slawerny van die Farao. En soms kan die Farao die eie ek wees, wat amper selfsugtig is, want dis wat Farao was, wat eintlik geen gewete het nie. So die mense van Egipte is doodtevrede met hierdie selfsugtige eie belang van jou lewe. Hulle is gewoond om sonder God te lewe. En die woestynmense is nie mense wat weggetrek het uit Egipte uit, en met hulle aankoms in die woestyn, het hulle begin redeneer, begin kla, baie bewus gewees van, daar is 'n beter pad, hulle kan daar uitkom, hulle kan wegtrek, hulle kan bevry word van hierdie slawerny,
En baie keer in ons geestelike lewe beleef ons dit mos ook, dat ons hoor dat Jesus Christus vir ons iets anders in gedagte het, God het vir ons iets anders in gedagte, hy het vir ons 'n lewe van oorvloed in gedagte, ons hoor van dit wat Jesus Christus doen, dat hy ons vergewe, en ons vra dit ook partykeer, en dan trek ons uit hierdie Egipte uit, en dan kom ons in die woestyn, en daar's goed nie so lekker, soos wat ons dit graag wil hê nie. En dan, die heel eerste ding wat 'n mens doen, jy verlang ons terug na die bekende. En dan verlang God se kinders partykeer terug, na toe ek die Here nie geken het nie. En verlang God se kinders terug, na tyd, toe hy nie in ons lewe was nie. Want dit het ek verstaan, maar ek verstaan nie waaroor hierdie woestyn voor my is nie. So vasgevang tussen die stryd om in Kanaan te wees, ek wil daar uitkom, maar die verlange na dit wat terug is, die Egipte, murmurerend in hierdie woestyn, sukkelend in hierdie woestyn, klaand en moeg vir die kerk, moeg gesukkel, vol klagtes, bly aan die kla, altyd verskonings. Eintlik wil ons graag terugkeer Egipte toe, moeg om voorgesê te word, ek wil op my eie doen wat ek wil, na my eie smaak. As daar tyd is, sal ek by jou inskakel. As daar tyd is, sal ek dit of dat doen. Wat ons godsdiens op 'n manier wil inrig, dat ons die beheer oor dit het. Ons wil voorskriftelik wees, ons wil gemaklik wees, ons wil gerieflik wees, ons bedryf 'n godsdiens wat, as dit my pas, anders glad nie. As jy nie saam met my stem nie, dan bedank ek en ek loop. Ons hoor dit, ons is soms ook in die woestyn. Ons hoor hierdie gesprekke, ons hoor hierdie taal wat mense sê. Kies jy hulle op die kerkraad, dan is daar 'n verskoning, daar's 'n rede, of ons is besig of ons programme, en dit sê ek baie keer. Ek sê daar's seisoene in 'n mens se lewe, wat jy amper nie kan asemhaal nie, so besig is jy. God verstaan ons dit. Maar dan is daar seisoene, wat 'n mens beskikbaar kan wees, maar die mense van die woestyn lewe, is gemaklik in daai lewe, en skryf voor, en kla, en is menigmaal ontevrede. Daar's 'n bekende Switserse teoloog, Walter Lüthi, wat hierdie verhaal vertel, en hy sê, van 'n huis op die rand van 'n Switserse dorpie, wat baie aandag getrek het. Maar hy trek nie aandag, omdat sy tuin mooi is, of omdat die argitektuur mooi is nie. Hy trek aandag, om die gevel voor hom, het 'n bars in, van bo tot onder. En dan's daar 'n klomp mense, wat probeer uitvind, wat veroorsaak hierdie bars, en dan verf hulle dit weer, en hulle polyfill hom maar weer, as hulle weer sien, is die bars nog groter, en dieper, en verder, en op die ou einde kom hulle agter, dat die oorsaak, of die geheim van wat hier aan die gang is die een deel van die fondasie, is op die rots, op 'n rots of rotsgrond gebou, en die ander deel van die huis, is op moerasgrond gebou. En die een deel is sag en sak, en die ander deel is standvastig. Dis baie keer waar van Christene se lewe. Dis baie keer waar van ons lewe, want ons wil, eintlik terwyl ek met my een voet in Egipte is, en my ander voet in die woestyn is, hoop ek kom in Kanaan uit. Maar ons kan nie op 2 voete staan nie. Of ons stap die pad van die Here, en God sê in sy woord, oppas
met wat in hierdie hart van jou aangaan. Jy kan nie Sondag sing, ek is 'n kind van die Here, Maandag leef ek die teenoorgestelde nie. Wat jy saai, dit oes jy terug. Hoe lyk die oes? Hoe lyk die verandering in jou lewe? Hoe lyk die Kanaan waarheen jy op pad is? Ons sê vir mekaar, as jy nie weet waar jy gaan uitkom nie, oppas dat jy nie op 'n plek uitkom waar jy nie graag wil wees nie. Waarheen is jy op pad? Waar staan jy in terme van of in Egipte, onder die Farao, onder die heerskappy van selfsug, van eie geregtigheid? Of het jy die woord gehoor en besluit om te trek? En nou is jy in die woestyn. En nou kla jy. Want nou moet jy dit doen, en nou moet jy dat doen, en nou smaak hierdie kos nie lekker nie. En toe ons in Egipte was, toe kon ons nog so gemaak het, ewe skielik kan ons nou niks doen nie. En dan hinker jy die hele tyd terug, in plaas van, ek dink aan een gedeelte wat gesê het, wees julle kalm, God sal vir jou veg. God sal die pad bepaal. Het jy in Kanaan aangekom? Het jy die persoonlike verhouding met die Here, waarin jy beleef, dat sy Heilige Gees vir jou vrug laat dra? Waar jy beleef dat die Heilige Gees vir jou 'n gawe gee? Hoe lyk jou lewe? Mag die Here vir ons baie mooi laat agterkom hoe ons lewens lyk. Mag ons as godsdiens, die geloof, die verhouding met Jesus Christus, as dit nie jou lewe verander het nie, as dit jou nie laat wegtrek het en laat vorentoe gaan om uit te kom by wat God vir jou in gedagte het nie, dan sê die stelling, verander jou godsdiens. As jy jaar in en jaar uit presies dieselfde is, beteken dit daar's nie groei nie. Beteken dit daar's dood. Beteken dit daar's verrotting. Beteken dit dis 'n waarskuwing. Beteken dit dat God vanoggend vir jou sê, kom uit daar. Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is. Kom na my toe. Ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe. Almal wat in my glo, sal lewe. Almal wat in my glo, vernuwe, verander. Almal loof en prys hom vir hierdie genade. Amen. Hemelse Vader, eintlik kan elkeen van ons hier sit en getuig en vertel hoe ons in Egipte was, verlang in Egipte was. Maar op 'n dag was daar 'n Moses in ons lewe. Was daar 'n Heilige Gees? Was u woord? Was 'n medegelowige daar om ons te vertel, om te sê, dis nie wat God vir jou in gedagte het nie. God het nie in gedagte dat jy in slawerny moet leef nie. God het in gedagte dat jy vry moet wees. Dankie dat ons die kosyne van ons harte kon smeer. U het dit gedoen. Soos wat die Egiptenaars hulle kosyne met bloed gesmeer het. En die doodsengel het verby beweeg. Maar daar het hulle besef dat hulle moet trek en dat hulle uit Egipte moet uitkom. Dankie dat u ons bevry het van Egipte. Maar u sê, u wil ons nie in die woestyn hou nie. U wil hê dat ons hierdeur moet gaan.
Die woestyn was daar om te leer, om te ontdek die versorging, die genade van God. En U bring ons in 'n Kanaan. Miskien kan die Kanaan al aan hierdie kant van ons ewige lewe op aarde, wat ons dele van dit verstaan, beleef, ervaar. Miskien is dit ons ewige lewe, waar geen traan, geen pyn, geen siekte, niks ons van U kan skei nie. Dankie Here, dat ons vanoggend kan sê, ons wil uitkom uit Egipte uit. Net U kan ons daar uitbring. As ons lewens vasgevang is op een of ander punt, kom in ons lewe in, Here. Kom help ons, kom lei ons, kom vul ons. En help ons dat elkeen van ons by dit wat U vir ons droom sal uitkom. Dat ons dit sal wees wat U beplan het. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons het geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.